Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom by Step Up. Ek is Chantal en soos ouer gewoonte is dit lekker om in jou huis te wees. My stem weer klank in jou huis en dit is nie in een huis of in 'n huisie, dit is in huis en dis die voorreg wat ons het met TV en ons is dankbaar teenoor Pastor Clemens en teenoor Pastor Stefanie wat hierdie geleentheid vir ons aanbied of gee die genade van die Here om die evangelie te kan preek, want kom ek sê vir jou, die Bybel sê dat die hele evangelie, die hele woord moet verkondig word aan die hele wêreld voordat Jesus kom. Dit is een van die goed wat net moet gebeur. En is 'n voorreg om basies die evangelie te kan preek. Of jy dit nou doen one-on-one, of jy dit nou doen in 'n kerk, of jy dit nou doen in 'n radio, oor die radio of op die televisie, dit bly 'n voorreg. Niemand van ons, dit is nie 'n reg wat God aan jou doen nie, dit is 'n voorreg wat ons het om te kan doen dit wat God ons toelaat om te doen, want weet jy wat, daar is biljoene en biljoene mense wat nooit gekies was om dit te kan doen nie, so vir die van ons wat die voorreg het om dit te doen, moet dit nie ligtelik vat nie, moet dit nie vat vanselfsprekend en dink iemand skuld jou enige ietsie. Baie keer dan verloor ons onsself om te dink dat die gift wat op jou lewe is, everybody needs me. Nie my mens, moenie laat pride in jou lewe inkom en dink dit gaan oor jou nie. Dit gaan bly, dit gaan vir ewig bly, dat die God die glorie moet kry vir wat ons doen. Ek wil vandag ons praat hierdie hele jaar van rit, maar toe ek nou myself reg kry vir hierdie boodskap en ek vra waar uit dit rit, want rit is, my mens, ons doen nou al 'n jaar, so daar's 'n klomp woord in rit. Maar ek het gevoel dat die Heilige Gees prompt my na iets anders toe. 'n Paar weke terug het ons 'n Global Prayer Summit gehad vir die wat ons gevolg het op social media. Het dit gesien, ons het mense gehad van reg rondom die wêreld en dit was net 'n voorreg om saam met nasies die Here te dien. Ek sê jou mense, daar's 'n ander atmosfeer wat jy nie kan oorvertel nie. So dit was wow. Jy kan nie eens in woorde sê wat jy binnekant in jou gees beleef nie. En die hele Global Prayer Summit gaan oor dat ons moet die bruid gereed kry vir die koms van die Here Jesus. En ons gaan in die thema of die skrif rondom die Global Prayer Summit, die GPS is wat ons dit nou sê, is Openbaring 22 vers 17 wat sê, and let the Spirit and the bride say come. Laat die Gees en die bruid sê kom, laat die Heilige Gees en die bruid sê kom, Jesus kom, betekende, ons gaan hom moet roep om te kom, daar moet 'n uitroep wees op die aarde, daar moet 'n movement wees op die aarde, wat hom gaan laat kom. Hy gaan nie net kom omdat ons dink, nee, die tyd is nou uitgeloop en is op, nou my mens, jy moet in posisie inkom, en dit is wat die Heilige Gees met my oor gepraat het, oor vandag se boodskap, waaroor ek wil begin oor praat, dat die eerste ding is wat ek en jy moet verstaan is, dat
Jy kan nie in die gees kom sonder dat jy 'n verhouding het in die gees nie. Jy kan nie sê ek roep ook nou die Here kan maar kom nie, die Here kan maar kom nie, my mens. Dis die Here kan nie kom omdat jy jou huis verloor het nie. Die Here kan maar kom wanneer jou man het jou nog gelos nie. Dit is skoon my, dit is waar ons 'n fout maak. Ons dink ek wil nou die Here moet kom want ek kyk rondom in die wêreld kyk maar benoud hier rondom my. Dit is nie hoe die ding gedoen word nie. Dit is 'n uitroep wat jy as 'n kind van God het, wat verby jou tydelike omstandighede gaan. Want in al manier, en dit is eintlik die kraks van die met, dit is eintlik wat ek jou wil sê, die enigste manier dat jy die Here kan aanroep, die enigste manier, is deurdat jy in verhouding kom met hom. Jy gaan nie, my mens, jy gaan nie God kan roep. Jy gaan nie met God 'n verhouding kan hê as jy nie jy gaan nie van God kan roep dat ek dit herstel. Dat ek herstel wat ek nog gesê het, as jy nie verhouding het met hom nie. So jy moet in 'n diepe intieme verhouding kom met hom. In basis in 'n covenant relationship met hom kom, in 'n verbond verhouding met hom kom, in 'n huwelik met hom kom, sodat jy daai verlange het om jou bruidegom te kan sien. Enige vrou wat getroud is, enige vrou wat getroud is, wat regtig waar lief is vir haar man, en wat regtig waar die keuse het wat God aan jou gegee het, daai vrou wil by haar man wees, en vice versa. Daai man wil by sy vrou wees. Daai persone is, jy kan maar sê onafskeidelik, maar wat jy moet doen is, jy moet mos aangaan met jou lewe, so jy moet werk toe gaan, jy moet huis toe kom, jy moet na die kinders kyk en almal daai goed. Maar in actually fact, wanneer daai liefde, daai intieme liefde vir mekaar daar is, dan is dit ek en jy, so ek wil by jou wees. En dis hierdie ding wat ons besig is om te sê, Here, maar miskien dink ek is reg, maar ek is nog nie reg dat u moet kom nie, want ek wil hê u moet kom, bys op wat my vrees gee, wat rondom my gebeur. Maar regtig, really and truly, het ek nie 'n begeerte, 'n diepe begeerte vir die seun van God om te kom nie. So as ek nie in 'n verhouding is, 'n diepe intieme verhouding met hom is nie, hoe gaan ek kan sê, Openbaring 22 vers 17, let the spirit and the bride say come, dat die gees van God en die bruid sê kom, want hier is die deel dierbaar is, en hierdie ding moet ek nou vir jou gee, ek het nou die dag vir die kerk gesê, ek sê dit oor en oor vir die kerk, want dit is die waarheid. Jesus kom nie vir die kerk nie, hy kom nie vir die kerk nie. Kom ons klegel daai, hy kom nie vir die kerk nie, jy kan nou maar maak wat jy wil. Jesus kom net vir sy bruid. Die Bybel sê, that let the spirit and the bride say come, not the spirit and the church say come. Wat beteken, dat mense wat baie keer in 'n kerk is, maar hulle is religious. Dat mense wat baie keer in 'n kerk is, maar hulle is ongelowig. Net omdat jy in die kerk is, beteken nie jy vertrou God nie. Of, net omdat jy in die kerk is, of jy selfs 'n amp, beteken dit nie dat jy is die bruid nie. Want onthou net mense, nie almal wat in Jerusalem is van Jerusalem nie. Nie almal wat sê, Here, Here, het regtig 'n verhouding met hom nie. En dan kan ons sommer onmiddellik kyk na die skrif wat sê, op die einde van die dag gaan mense vir Jesus sê, maar ek het dan geprofeteer in u naam, ek het dan duiwels uitgedryf in u naam, dan gaan hy sê, gaan weg van my, ek ken jou nie. En hoekom gaan hy dit sê? Want jy het die goedes gedoen buite my, jy het die goedes gedoen, jy het gepretend om te wees by my, jy het vir my gedien, maar jou hart was ver van my. So wat ek vandag vir mense wil sê, of waar ek wil hê, ons moet in hierdie lyn inkom, is dat dit baat nie, ek dink, ek dien die Here, en ek gaan hemel toe nie. Ok, gaan hy weer sê, ek gaan dit weer sê, dit baat nie, ons dien die Here, en nou dink ek, nee, ek is reg vir die hemel nie, my dierbare, ons moet in 'n consecrated, 'n afgesonderde lewe, 'n heiligmaking deur die gees van God lewe, 'n intieme gebedslewe met die Here, en nie bid, ek bid tot engele nie, my dierbare, ons bid nie tot engele nie, ons bid tot God. So hierdie is goeters wat ons moet regstel in ons nou, want ek en jy weet mos nie wanneer is die tyd van die koms vir jou nie, beteken ons kan enige dag sterwe, nie een van ek en jy het 'n datum wat ek sê, ok, ek is daai datum gebore, en daai datum sterf ek, so die dag voor ek sterwe, gaan ek my hart verheer, nie een van ons weet mos dit nie, so ek en jy moet, soos die 5 dwaase virgins, en die magte, en die 5 wyse magte, die 5 wyse magte, het nie net olie in hulle lampe gehad nie, het ook olie gehad by hulle, dan het jy die olie wat onwys was, en hulle het nie
Hulle was nie gereed nie. En moenie laat ons in die kategorie val, dat ons onwys is en ons is nie voorbereid nie. Want dan beteken dit ook maar niks. Dan beteken dit, ons kan die Here dien ons hele lewe lank en ons kan 'n klomp goeders doen. Maar as ek nie in 'n covenant verhouding is nie, as ek nie in 'n verbondsverhouding, in 'n huweliksverhouding is met Christus nie, my mens gaan jy dit mis. Dit is nou so direk wat ek met jou kan sê. Openbaring sê nie, dat die Gees in die kerk sê, kom nie. Hy sê nie dit nie, hy het dit nie gesê nie. Die kerk is nie die bruid nie. Die bruid word uit die kerk uitgekies. Dit beteken die wat volhard tot die einde. Dit beteken die wat gevul is met die Heilige Gees. Dit beteken die wat in die vrugte van die Gees wandel. Dit beteken die wat wat die gawes van die Heilige Gees deur hulle laat die Heilige Gees deur hulle werk en wat glorie aan God gee. Dit beteken die wat verstaan dat God bly koning en ek is sy kind en ek moet submit onder sy wil. Nie ek wil my wil laat geskied nie. Dit gaan vir die wees wat sê ek is lief vir u en wat u vir my sê om te doen, dit is wat ek wil doen. Of dit met my goed gaan, of dit met my sleg gaan, of dit met my opgaan, of dit met my afgaan, of dit soet is of dit suur is. My keuse is om u te volg, want ek wil by u wees. Dit maak nie saak wie stap weg van my af nie. Dit maak nie saak wie stem saam met my of wie stem nie saam met my nie. My keuse gaan wees om u te volg al die dae van my lewe. So ek moet in 'n verhouding inkom met God. So kerk gaan jou nie help nie. Kerk gaan my nie help nie. Ek kan die prediker wees en ek kan nie toe gaan. You know what I mean? Ek kan elke Sondag preek. Dit sê niks nie, because weet jy wat qualify ons as 'n ware Christen? Kom ek sê wat qualify jou? Wat jy doen wanneer niemand jou sien nie. Wanneer jy agter 'n geslote deur is en agter 'n toe deur is, wie is jy werklik? Wat doen jy wanneer niemand jou kan sien nie? En ons dink, ek maak dit hier toe niemand kan sien, ek drink 'n rooi wyntjie, ek drink 'n gin, ek drink niemand hoef te sien nie. Maar hier is die probleem. Die Gees van God sien. Die Bybel sê sy oog deurskry die hele aarde. Psalm 139. Daar is nie 'n ding wat by God weggesteek is nie. Hy sê die donkerte is selfs lig vir hom. So jy kan in 'n man se bed lê en horeer en dink niemand het jou gesien nie, maar kom ek sê vir jou my mens, die Heilige Gees sal die donkerte uitbring in die lig. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy gaan jou reveal. And to reveal you is not to shame you. It's to save you from the sin that the enemy wants you to stay in and to bring a generational curse over your family. Dit is wat die storie is. So ek en jy, kom ek, this is breaking news my mens. Jy en ek is nie genoeg dat jy kerk gaan nie. Jy kan die worship leader wees en ek is die apostel. My dierbare, jou titel gaan jou ook help. Jy en ek moet 'n intieme verhouding hê met God. Ons moet vir God vertrou. Ons moet 'n karakter hê wat Christus Jesus portrei. Nie ek wil vir jou sê, ek wil nie my mens. Nie ek is 'n leier van 'n ding, maar ek sit in 'n kring van kinderstories. Ek kan nie die intercessor wees, maar dan praat ek uit die intercessor die groep uit. Nee my dierbare, dit is nie hoe die ding gedoen word nie. En dit is waar ons die fout maak, kinders van die Here. Ons dink, ek praat nie van jou of my, ek praat in die breë spektrum. Ek praat mense oor die kerk. Ons dink dat die ding werk hoe ons dink hy moet werk. Ek wil my opinie gee rondom die woord en dan wil ek myself justify om te sê ek is reg. Ek gaan hy weer sê. Ek wil my opinie gee, die Here sê in sy woord, moenie horeer nie. Maar dan wil ek justify my horeerdery en dan wil ek verduidelik my opinie, hoekom ek doen wat ek doen en hoekom daar niks fout is mee nie. Nadat die woord van die Here vir ons sê, moenie egbreek nie. Maar omdat ek so lief is vir hierdie man en my eie man was nog nooit vir my so liefie, voel ek die ding is justice because almal verdien om lief te hê. My dierbare, in die eerste plek het jy nog nooit vir God vertrou vir die herstelling van jou huwelikie en jou huweliksbed nie. Jy sê, ek het probeer, maar hy het nie probeer nie. Ons probeer nie op die basis van 'n mens nie. Ek probeer op die basis van wat God se woord sê. So wanneer ek by God staan, dan kan ek sê, my Here, ek het dit gedoen wat U vir my gesê het. Here, ek het gedoen wat U van my verlang het. Ek het voor U gelê. Here, that is the qualification. Jy kwalifiseer nie bys op mense se opinie nie. Ek gaan hy weer sê, ons kwalifiseer nie bys op iemand
wat dink hulle is geleerd, of iemand wat geleerd is, of iemand wat slim klink. Jy kan nie die woord uitbalanseer, of die woord wil, ek wil amper sê, jou justify against the word, because of someone that is educated. Ek weet, ek praat met iemand, ek weet het. Now you want to take that against the word of God. Nee, my dierbare. Die woord gaan nie change nie, al is ek 'n dokter, al is ek 'n pilot, al vlieg ek maan toe elke derde dag. Die woord van God gaan nie verander nie vir een van ons nie. Die woord is klaar geskrywe. Die Bybel sê, the word is purified by fire. Dis wat die woord sê. So my dierbare, ek en jy, kort van die lang, kom in lyn. Ek en jy moet in lyn kom. So jou swart soet en my wit rok gaan nie vir my help nie. Ek moet kom in die lyn van God, dat God se gees oor my kan kom. That's what we are supposed to do. So nou is die kerk by 'n plek waar ons moet die Here sê, ons wil nou die Here vra, nie sê nie, vra. Volgens Openbaring 22, Here, wil U nie kom nie, wil U nie die bruid kom haal nie, maar weet jy, hoekom kan ons dit doen nie, of hoekom is ons nog nie daar nie, want ek verlang nie my man nie, ek verlang nie my huweliksmaat nie, ek verlang nie vir Christus nie, want in my kop en is hy Christus, hy is die seun van God, en hy is die koning van die eeue, en ek het 'n verhouding met hom nie so, hy is die koning, en hy is 'n koning, so ek kan nie met hom regtig praat nie, wil ek amper sê. Maar wanneer hy my huweliksmaat is, wat hy eintlik wil wees, soos wat hy wil gewees het in die dag van die Israeliete, verander die prentjie, because dan wil ek doen exactly wat hy sê, ek wil hom please, ek wil sy naam verheerlik, en ek wil hom sien. Ek wil wees waar hy is, en ons dink, our reward is going to be silver and gold, and our reward really and truly is the Lord. Ons grootste reward, Afrikaans, ons grootste reward, ek weet nie wat sy Afrikaanse woord nou nie, is to be with Jesus. That's our greatest reward. Dat ek eendag saam met die koning van die eeue kan wees, dat ek saam met die Messia kan wees. As ek en jy enigiets anders verlang, dan is ons nog nie dat is nog geen verhouding met hom nie, because my verhouding kan nie wees based op wat ek kan kry nie. My verhouding is based op wie hy is in my lewe. Gaan dit weer sê. My verhouding is nie based op wat ek uit hom uit kan kry nie. Ek trou met hierdie man, because hierdie man kan vir my huis gee, kan vir my kar gee, as a matter of fact, ek kan my 'n paar karre gee, hy kan vir my in die ronde invlieg, if that is my motive to get married, then my dear, you're in the wrong place, and you're going to destroy yourself. If you don't marry based on the values of what God teaches us, then you are in for a very big surprise. So ek en jy kan nie die Here dien, want as ons aan die kinders van die Here kyk, dan sien ons, maar party van hierdie mense prosper daarom, so ek wil ook hier dien, want ek wil ook prosper, dat het mense 'n prys gekos om te kom waar hulle gekom het. Nie een van ons het oornag gekom waar ons gekom het nie. En die punt, die skrif wat ek wil gebruik is Johannes 4, wat die vrou, die Samaritaanse vrou vir Jesus, sy kom by die put, en ons almal ken hierdie al 110 keer hieroor gepraat. Die vrou by die put, sy kom by Jesus, en sy praat met Jesus oor, sy sê vir Jesus, sy kom om water te skep, en Jesus vra vir water. In die eerste plek is sy flabbergasted, because why? Hoekom vra 'n Jood vir 'n Samaritaan vir water? In die eerste plek, hulle praat nie saam nie. So dit gooi al klaar uit al. So Jesus praat met hy en sê van, as jy van hierdie water drink, gaan jy weer kom en weer kom en weer kom. En die gesprek hardop 'n bietjie twee kante toe, want Jesus probeer haar draai na hom toe, wat die bron van lewe is. En sy praat van Jakob se put, maar wat sy mis is, sy ken nie eens met wie met haar praat nie, want in die eerste plek aanbid hulle afgode in Samaria, so sy kan nie besef wie onmiddellik, toe hy praat van die water, sy kan nie twee en twee by mekaar sit, sy kan nie. Maar op 'n stadium van die gesprek, draai Jesus die gesprek, en hy sê vir haar, hy praat met haar oor, waar is jou man? Nou my vraag is, en dit is iets wat jy moet oordink, en ek moet oordink. Jesus praat oor van water af na 'n huwelik toe. You get what I'm saying? Hy kom na water, van put na water, skep ding na water. As jy van hierdie water drink, gaan jy weer kom. As jy drink van die water wat ek jou gee, sal jy nooit weer dors wees nie. Sy praat van, dit is haar voorvader Jakob, wat Jesus in elk geval geroep het, maar sy weet dit beteken nie. Jesus praat so, sy gaan hierdie kant toe. En Jesus besef maar, ek kan nie met hierdie vrou praat oor die water nie, because sy vang nie wat ek hier wil sê nie. En hy praat met haar oor wat haar roer in haar gees in. Hy praat met haar oor huwelik.
die ding wat haar aandag gaan trek, die ding wat sy weet, dit werk nie vir my nie. As dit dalk 'n curse oor my lewe, almal wat my al gehaat het my gelos, because iemand nou in my bed en lê, is ook nie eens myne nie. So Jesus lok 'n gesprek uit, wat sy, that shocked her really and truly, because hy vra vir haar 'n vraag wat niemand al ooit van gevra het nie. En hy zoom in op die core van haar lewe wat ongelukkig is. Hy zoom in op die punt van die ding wat sy na soek. Sy soek na liefde, sy soek na comfort, sy soek na beskerming, sy soek na iemand wat vir haar kan omgee, want dit is een van die goed wat sy gesoek het. Dis hoekom sy het security gesoek, sy het liefde gesoek, sy het aanvaarding gesoek. En Jesus zoom maar in op iets wat sy weet, maar die area van my lewe is 'n gemors. Hy zoom in op 'n plek in 'n lewe in, wat die taal wat nou gaan gepraat word, die topic wat nou kan gepraat word, kan sy onmiddellik mee relate. Hy praat met haar op die area wat hy weet, hy kan haar raak en hy kan haar attention kry. Op 'n manier dat sy verstaan, dat hy verstaan waarvan sy kom. So hy vra van, waar is jou man? En hy sê, maar jy het nie man nie, jy het die 5 wat ek gehad het, is weg, en die een wat ek nou het, is eens myne nie. En Jesus sê van my, jy het goed geantwoord. En Jesus begin praat met haar oor 'n verhouding met hom. Wat is 'n verhouding met hom? Jesus wil sê vir haar, hulle praat nie oor die 4-5 mansie, oor die 6 wat in die bed lê nie, hulle praat nie oor dit nie, hulle praat net oor, Jesus praat net met haar, oor haar, is al wat hy praat, because hy het geweet, van hy met haar klas, dan kom die mans in elk geval tot by hom, so het hy nodig om vir hulle te discussie, want miskien, just maybe, gaan sy sê wat hulle verkeerd gedoen het, maar sy gaan mis wat haar leemte in haar lewe is, so Jesus het nooit vir hulle discuss met haar nie, hy praat net van haar, by haar en met haar, van hy wil vir haar verduidelik, of die punt kom oor, ek wil met jou 'n verbond aansluit. Hierdie mans wat jy gehad het jou teleurgestel, maar kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, en ek gaan jou rus gee. Hy wil hê, jy moet na my toe kom. Ek wil jou wys, dat as jy in 'n verhouding kan kom by my, hoe dat jou hele lewe nooit dieselfde wees nie, maar boonbehalwe dit wat jy soek in 'n mens, gaan jy in elk geval nie vrede in kry nie, because wat jy soek is nie in 'n gewone mens nie, dit kom van my af. So jy soek liefde en aanvaarding, wat jy kan seker maar dit by 'n mens kry every now and then, but people will change. Maar wanneer jy na my toe kom, gaan ek vir jou unconditional love gee. Ek gaan vir jou lief wees beyond your misunderstanding, beyond your misfortune, beyond your lack, beyond what you don't think that you have. You know what I mean? So ek gaan vir jou gee beyond jou tyd. Ek gaan nie vir jou 'n tydsberekening liefde gee nie. Ek gaan vir jou 'n eternal liefde gee. Ek gaan vir jou lewe gee, liefde gee, oorwinning gee, 'n verhouding gee, wat jou nadat jy gesterwe het, sal jy nog altyd kan lewe binne in my. Ek wil vir jou iets eternal gee. Ek wil vir jou iets gee wat tyd verbygaan. En dit is die gesprek wat Jesus met hy het. En dit is wat Jesus vir ons vandag sê. Hy wil vir ons iets gee wat tyd verbygaan. Hy wil vir ons iets gee wat mense opinie verbygaan. Hy wil vir jou en vir my iets gee, 'n verhouding. Hy roep ons in 'n verhouding. Hy roep ons tot bekering, ware bekering, inkering tot hom, dat ons nooit weer iemand anders se opinie sal nodig het oor die dinge van die gees nie. Want hoe kan jy iemand raad vra wat in die wêreld is oor die goed van die gees? Jy kan nie. Niemand kan jou counsel, man. Niemand kan vir jou iets sê van die gees as hulle in die gees is nie. Dit is hoekom die Bybel sê, those who are led by the Spirit of God, not any other spirit, the Spirit of God, they are called the sons of God. Nie ek as gelei deur 'n gees, wat se gees? Want dis 'n klomp geeste wat in die ronde vlieg, wil ek amper sê. So dit gaan nie oor watter gees vlieg hier nie, dit gaan oor, as ek gevul met die gees, die ruach van God, die breath of God, is that in me, so that the truth in me
The truth of Ruach, the truth of God will come forth out of me. And alone when I do that, dan ek aan die waarheid kom, as ek in 'n covenant verhouding met God. En in die eerste plek kan ek nie in die waarheid kom sonder om in covenant te wees met hom nie. Soos aan volgende week verder hieroor praat, mag die Here jou seën. Ons bly op ons knieë. Kom ons kniel uit man en sê Here, ek gee my lewe weer vir U. Dis wat ons eintlik moet doen. Ek bely Here dat ek 'n sondaar is. Ja, maar ek dien 30 jaar Here, nie my dierbare. Kom terug na die Here toe. Maar met keer dien ons Here vir 30 jaar, maar is eintlik vir 30 jaar op 'n pad waar jy miskien nie op die regte pad is nie. En ek praat nie nou dat jou wat jy gedoen het in jou gebede word jy geantwoord nie. Wat ek sê is baie keer het ek gedink dit wat ek gedink het is reg. Baie keer moet ek gefine-tune word dat ek in die waarheid van die woord, die volle waarheid van die woord kan kom. Mag die Here jou seën.